daarby, ons gaan nou weer sing daai Even though I don't see it. Net iets interessant deel wat gebeur het in die week. Sit saam met 'n kosbare vriend en ek kan hom so 'n bietjie afbring oor my. So 'n bietjie sagter, dankie. Sit saam met 'n kosbare vriend en hulle gaan deur geweldige uitdagings, groot uitdagings. En hy vertel hy gaan sit buite op sy stoep. Vroeg die oggend, nog donker. Vroeg die oggend of die aand. Maar in elk geval sit op die stoep. Nou klaar hy sy lot by die Here. Ek weet julle doen dit, nee, dis nou ons. En hy sit en hy sê, Brandon man, he's complaining to the Lord and he's sitting there on his veranda. En hy ervaar die Here sê vir hom, kyk vir die maan. Hy soek hy die maan. So the Lord says to him, look at the moon. He's looking for the moon, but he can't see the moon. Ek kry nie, ek kan die maan sien nie, want hy soek die maan, maar hy kry hom nie. En op 'n stadium, besef maar, hier's 'n groot boom wat staan, hier langs sy stoep. Maar die boom is nog baie, is redelik 'n digte boom, bosrige boom. En toe hy so langs aan skuif, toe sien hy maar daar's die maan. En dadelik weet hy, en hy ervaar in sy hart, just because you don't see it, it doesn't mean nothing's happening. He couldn't see the moon because of the tree, the brushes, but when he moved, he saw it. Ek wil net vir jou vandag sê, die feit dat jy nie sien dat die Here besig is om iets te doen nie, omdat jy nie sy deurbraak beleef nie, omdat jy nie sien goed verander nie, beteken nie die Here is nie besig nie. Hy's besig, jy sien dit net nie gebeur nie. God's busy. Even though you don't see it, he's busy. Ek gaan vra, Andy, ons gaan dit weer sing, we're going to sing it again. Wat jy ook al vanoggend beleef, waardeur jy ook al gaan, he is the waymaker. He is the miracle worker. Hy is daar. Hy's besig om dinge te doen in die agtergrond waarvan jy nie bewus is nie. En net daar waar jy sit, sing dit vanoggend. Maar ek bid dat terwyl jy dit sing dit hard genoeg dat die ou langs jou dit kan hoor. Onthou, dit gaan nie vals klink nie. As jy dink jy stem is vals, luister na die woorde. As jy vanoggend op daai plek is wat jy sê, Here, die stryd is my rof. Dis moeilik. Hoor vanoggend daai woorde. Hy is jou waymaker. Hy's besig met dinge wat jy nie weet nie of nie sien nie. Dankie, Andy. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop
miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, yes you are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Dankie, Here. Deel 2 van sy storie. Dit is 'n geruime tyd wat hierdie stryd aangegaan het. En is dinge wat nie binne in sy beheer is nie. Hy voel amper, hy is die slagoffer van ander ouens se swak organisasie en deurmekaar goeders wat nie in orde kom nie. Woensdag aand bid ons saam. Vrydagoggend stuur ek vir my WhatsApp en vra, hoe lyk dit daar by jou? Hy sê nee, vanoggend het die deurbraak gekom. Hy sê, ons is okay. Jy is dalk nie, jy het nie beheer oor die situasie nie. You're not in control. Things are happening because somebody else is doing things. But you're suffering for it. But God is working. God is working. En ek wil vanoggend, dankie Andy, en die susters. Ek wil eerstens hierdie ding deel, 'n slide wat ek al voorheen gewys het. Sommige daai eerste ene, dankie Gerard. Just want to share this, I've shared it before. And it says the following. We settle for occasional encounters with God instead of living in His presence. We settle for occasional encounters with God instead of living in His presence. Baie keer dan is ons sommer net asof ons tevrede is, ag hierso sit deurbraakie hier en hierso het ek 'n klein belewenisie hier. In plaas daarvan om bewus te wees van sy konstante teenwoordigheid in ons lewens. Stop being satisfied with that occasional encounter that you're having with God. A breakthrough here, something small happens here, a slight experience here. No, He wants us to live from that constant awareness of God's presence in our lives. Every hour, every day, every minute, every second.
In him we live and move and have our being. Handelinge 17 vers 28, hy sê, want in hom leef ons. In hom beweeg ons. En is ons. Dis wie jy is. Nou, ek wil so 'n praktiese ding net wys vandag. Wat is hierdie? Is 'n R100 noot. Aan wie behoort hierdie R100 noot? Aan wie? Nee. Aan wie behoort geld eintlik in die land? Aan die staat. To who does this R100 note belong? Reservebank, Reserve Bank. Het behoort aan die bank, Reservebank, is hulle geld. I can use it, ek kan dit gebruik, maar dit behoort aan die bank. Wat is sy waarde? R100. Wie bepaal die waarde? Reservebank. So, en ons sê sy waarde is R100. Ek kan gaan koop vir R100. Dit is eintlik soos die brandstof, toe die brandstofpryse, so sê almal, hier die brandstof het duur geword. Ek weet nie, toe ek by die garage kry, toe kry ek nog R100 se diesel, maar ja. Die bank bepaal hierdie ding se waarde. As ek op hom vrommel, wat sy waarde? Maar hy is gevrommel. As ek op hom trap, wat sy waarde? Nog R100. As ek hom vuil maak, wat sy waarde? Is nog R100. Still the value. Ek kan spit in dit, ek kan trample in dit, ek kan shrivel it up. Its value changes? Nee. Is nog dieselfde waarde. Snaaks as ek so gespoeg het op hom, wie wil hom hê? Gordai sê, ek sal hom vat hoor. Gas sê, ek sal hom vat hoor. Nou, wanneer ek en jy gevrommel word, opgetrap word, verniel word, verander dit jou waarde in Christus. If you get trampled on, spat on, looked frowned upon, does it change your value in Christ? Ja. Het verander nie my waarde in die Here. En weet wat is eintlik spesiaal? Jy het nie eers waarde by die Here gekry toe die dag gered word nie. Jy het waarde gehad van die dag van jou geboorte af in die Here. Gered of ongered. Christ, God valued you before you gave your life to Christ. Toe jy geskep is, het hy jou al waardevol geag. Jy sien, toe jy ongered is, het hy jou so waardevol geag, dat hy op die kruis gesterf het vir jou. Dis hoe waardevol jy is. En kan jy nou dink, nou dat jy sy kind is, hoe waardevol is jy vir hom? He loved you before you gave your life to him. He loved you since the day you were created, when you were born. How much more does he love you now that you're his child? Jou waarde bly onveranderd in Christus. En ek wil weer sê, God is groter, jou identiteit in Christus is groter as jou belewennisse en jou ervarings.
Your identity in Christ is bigger and greater than your experiences. And your feelings. En hierdie is nou goeders wat ek al gesê het, maar ek wil jou herinner, dit vorm net so 'n fondasie van dit wat ek in die volgende paar weke wat ons oor gaan gesels. Volgende slide, dankie Gerard. Wat God oor jou sê, bepaal jou identiteit. Wat jy daaroor glo, gaan bepaal hoe jy dit uitleef. Ek wil weer sê, wat God oor jou sê, bepaal jou identiteit. What God says about you determines your identity. Jou belewennisse bepaal nie jou identiteit. Jou gevoel bepaal nie jou identiteit nie. Wat hy oor jou sê, bepaal jou identiteit. Hy sê, dan verder, jy werk nie vir jou identiteit in Christus nie, jy leef daaruit. Jy leef vanuit jou identiteit. You're not working for your identity. You live from your identity. Ek leef vanuit wie ek is in Christus. Wie is jy vanoggend? Jou identiteit vorm jou gedrag, nie andersom nie. So ek wil weer sê, jou gedrag bepaal nie jou identiteit nie. Jou identiteit bepaal jou gedrag. Omdat ek sy seun, sy dogter is, gaan my gedrag my identiteit reflekteer. Wie jy is in Christus bepaal hoe jy leef. Jou identiteit is in God se waarheid gewortel. Glo wie God sê jy is en jou lewe sal dit begin weerspieël. En die vraag bly vanoggend, wat glo jy vanoggend oor jouself? What do you believe about yourself this morning? Hy sê your identity is rooted in God's truth. Believe who God says you are and your life will begin to reflect it. If you believe you are hopeless and rubbish, what is your life going to reflect? Hopelessness and rubbish. You do not become who you are by your behavior. Rather, your behavior increasingly reflects who you already are in Christ when you believe what God says about you. Wat reflekteer my in jou lewe vanoggend? Ek wil weer vra, ons het al baie keer gevra. Wat glo jy vanoggend oor jouself? Wat is die oortuiging wat in jou binneste is oor wie jy is, wat jy is? Hoekom is hierdie goed belangrik? Jakobus 1 vers 25 sê die volgende: maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Dink daar is 'n slide vir daai ene. Wil weer sê, Jakobus 1:25, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Wat praat hy van? Wat bedoel hy as hy sê, hy wat insien in die volmaakte wet van die vryheid? Wat wil hy vir ons kommunikeer daardeur? Ons wil vreeslik graag by hom uitkom.
Is dit reg? Ons wil vreeslik graag nader, 'n dieper en 'n nader verhouding met hom hê. All of us want to receive in full everything that God has for us and that He's planned to give us. Ek wil alles ontvang wat hy vir ons beloof het. En ons probeer ons beste om alles reg te doen, reg te leef, sodat ons sy guns en beloning en seën kan ontvang. So I try and do everything right, so that I can receive His favor, His rewards and blessings. Maar jy sien, ek probeer als reg doen. Ek probeer God so te beïndruk. Maar die standaard, God se standaard is so hoog, dat dit voel soveel keer, ek kom nie uit by sy standaard. Ek kry dit nie reg om te doen dit wat hy wil hê ek moet doen nie. Het gaan nou meer sin maak wat ek probeer sê. Want jy sien, wie van julle het al beleef, hoe harder ek probeer, ek moet hierdie doen. As ek dit doen, dan gaan die Here my meer lief hê. As ek hierdie reg kry, dan sal die Here vir my voorsien. As ek hierdie doen, dan sal ek die deurbraak kry. En hoe harder jy probeer dinge reg doen, hoeveel keer voel dit vir jou ook? Hoe meer voel dit vir jou, jy kry dit nie reg nie. Kyk nou van ons gedrag. As jy meer probleme het, you got anger issues. The more you try to remain calm, the more you get angry. Hoe minder ek probeer kwaad word, my radkas strip, kort van draad wees. Wat gebeur? Ja, kry ek dankie. Dis een eerlike ou. Hoe meer ek probeer om nie kwaad te word nie, hoe meer word ek kwaad. En ons probeer al hierdie goeders doen. Ander scenario's wat ons baie keer beleef is. Nou loop goed skeef in jou lewe, goed gebeur, dan wat doen ons? Wie van julle blameer en dink, as jy goed skeef loop, wie beleef die gedagtes, wat het ek nou weer verkeerd gedoen en nou word ek gestraf? Hier is 'n paar ouens wat hulle koppe skud. Hoeveel keer? Nou die dag weer. Een van die mense wat daar by ons bly kom uit en hy kom sê vir my, hoor jy het 'n probleem, daar's 'n spyker in jou tyre. Hy sê toe ek loop en ek kyk, toe sien ek daar's 'n spyker in jou tyre. Wat is die eerste ding wat in my gedagte opkom? Ag Here, wat het ek nou weer twakkel gejaag? Nee. Jy sien, daar's altyd die stem van aanklag. There's always a voice of accusation that will attack you. En ons soek altyd fout. Soveel keer, omdat ons nie deurbraak kry nie. Omdat my gebede nie beantwoord word soos ek hoop of gedink het. Omdat daar nie deurbrake en voorsiening kom soos wat ek gehoop het en gedink het, dan begin ons waar fout soek. Hier. Dan begin ons aan te kla. En ek soek die fout by myself, of ons begin dan vinger te wys na die Here toe. En wanneer ons nie reg kry, die dinge wat ons wil probeer reg kry, dan sit ons met skuldgevoelens, en ons voel skuldig. En wat doen skuldgevoel aan verhouding? Bou dit 'n dieper verhouding as jy skuldig voel? Nee. Do feelings of guilt bring you closer to somebody? Nee. En ons wandel en ons sit met skuldgevoel soveel keer, want hoekom? Ons belewenis is soveel keer, ek is nie goed genoeg nie, ek voel nie goed genoeg nie, ek voel soos 'n mislukking, ek voel soos iemand wat gefaal het.
Ek wil weer sê vanoggend, wie bepaal jou waarde vanoggend? As daar op jou getrap word, is jou waarde minder. As jy deur 'n krisis gaan, het jou waarde verminder. Het jou identiteit verander, nes daai R100 noot. Jy's getrap, jy's gefrommel, het dit jou identiteit verander? Het dit jou waarde verander? Nee. Moenie glo wat die vyand vir jou sê en wat gebeur het nie. Ek het vir jou goeie nuus. En ons weet dit. Ek weet, elkeen van ons weet dit. Maar wanneer die krisis kom, dan vergeet ons dit. Selfpoging bepaal nie jou waarde nie. Selfpoging, God se guns in jou lewe is nie afhanklik van of jy nou als reg gedoen het of nie reg gedoen het nie. God's blessings is not proportionate to if you did things right or wrong. As jou kinders stout is en hulle maak droog, hou jy op om vir hulle kos te gee. As jou kinders verkeerd gedoen het, het jy hulle nou minder lief. As jou kind nie presies gedoen het wat jy van hom gevra het, sê jy vir hom, hier's jou tassie, pak, move, skuif, soek vir jou ander blyplek. Ek weet partykeer voel jy so, maar doen jy dit? Nee. Hoeveel te meer gaan ons hemelse Vader dit ook nie doen in jou lewe nie? Romeine 3 vers 20 sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie. Jou regverdigheid kom nie omdat jy die werke, al die werke reg gedoen het nie. Jou regverdigheid in die Here, your righteousness in God doesn't come because you've done everything right. So dis nie afhanklik van alles wat jy reg doen nie. Jou het iets mooi gesê, hy die laaste 2 Sondae toe hy bedien het. Jy kan nie meer regverdig wees in God se oë as wat jy is vanoggend. In Engels, you can't be more righteous as God's child this morning than you are today. Righteousness is 'n regsterm wat beteken to be in right standing. Jy kan nie meer regverdig wees nie. Jou seun kan nie meer jou seun wees as wat hy vanoggend is nie. Waar? Ja. Werner kan nie meer my seun wees as wat hy vanoggend is. Hy kan wel 'n ongehoorsame seun wees en of 'n gehoorsame seun wees, maar hy bly my seun. Luister mooi na hierdie skrifgedeelte. En soos ek sê, dit is nog deel van wat ek net wil fondasie lê. Maar luister mooi wat sê hy, Galasiërs 3 vers 1. Galatians 3 from verse 1. Hy sê, julle Galasiërs, ek wil sê, julle centurioners, julle gemeentelede, julle wat hier vanoggend sit, is julle dan so sonder begrip? Wie het julle verstand benevel, sê die Afrikaans. Die nuwe vertaling sê, wie het julle verstand betower? Pleintaal, wie het met jou kop gesmokkel? Hy sê, Jesus Christus is tog so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang.
Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou of deur die evangelie te glo? Nou ek wil vanoggend vra, het jy die Heilige Gees ontvang omdat jy die wet onderhou het en als reg gedoen het, of deur jou geloof in Christus? Hoe het jy dit ontvang? Geloof of wet onderhou? Geloof. Wie sê wet onderhou? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin, wil julle nou in eie krag eindig? Was al julle swaar kry dan verniet? Dit kon tog nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en kragtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou of omdat julle die evangelie glo? Voorsien God vir jou omdat jy die wet onderhou of omdat jy glo? Genees die Here jou wanneer jy genesing nodig het omdat jy die wet onderhou of omdat jy die evangelie glo? Does God heal you because you've kept the law or because you believed? Ons het nie naaste by genoeg tyd om in diepte oordag te gaan vanoggend. So ek gaan sekere goeters highlight net vir julle en uitlig. Ons gaan so 'n tree terug gaan. Soveel keer dan dink ons hoor van die wet en ons hoor van geloof. As ek praat van die wet, dan praat ek van hoofsaaklik die 10 gebooie. Wat 'n rol het die wet vandag in my en jou lewe? Moet ek die wet onderhou om regverdig te wees? Moet ek die wet presies onderhou om guns by God te kry? Do we have to keep the law to get God's favor? Sien, wat is die doel van die wet? Wat doen die wet? Hier is die wet. Ek het neergesit. 10 gebooie hier. Jy mag geen ander gode hê nie. Jy mag geen gesnede beeld maak of aanbid nie. 3. Jy mag nie die naam van die Here uitelik gebruik nie. 4. Onderhou die Sabbatdag. Daai 4 goeters het te doen met jou verhouding met God. Dan kom 5. Eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis gee nie. Jy mag nie begeer nie. Daai 6 wette het te doen met verhouding met mekaar. Nou dit, wat sê die wet vir ons? Die wet sê, dit is God se standaard. Dis die standaard. That's the standard of God, the law of Moses. That's the standard that he wants from you. Dis ons moet leef. Nou probeer ek en jy dit reg kry. Ek probeer als reg doen. So ek bly by die wet, nommer 1. Yes. Ek klim na nommer 2 toe. Yes, dankie Here. Ek doen so great. I'm doing brilliantly. I made it now. Nommer 3. Yes, Here. Ek is amper by die Here. I'm getting close to the Lord. I'm growing close to him. Here, ek is so naby aan die Here. En ek klim en ek gaan tot by en ek klim op en ek klim en dan sê ek so hoog. Dan sê hy daarso, jy mag nie begeer nie. Jy mag nie jou naaste se goed begeer. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Nou klim jy so hoog op hierdie leer. Nou loer jy bo oor die muur en buurman se vrou sit daar by die swembad. Dan dink jy, yes. Daai tannie lyk cool. Nou wat begin deur jou gedagtes hardloop?
You see the neighbor's wife, she looks sexy, she looks great. Jy mag nie begeer nie. So wat het gebeur? Ek het die wet gebreek. Ek is skuldig, want ek het nie die regte ding gedoen nie. En weet wat sê die woord van die Here? Hy sê, Romeine 8 vers 31, terwyl Israel, wat die wet van geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Israel tried to keep the law, they couldn't get it right. Wat laat jy dink ek en jy gaan als reg kry in ons eie krag? Jakobus 2 vers 10. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het dan almal skuldig geword. So ek het mooi geklim, ek het mooi gevorder, ek dink ek het nogal great gedoen. Maar as ek in een skuldig is, dan het ek aan sy wet skuldig. Want jy's nie op standaard nie. Hy sê, want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Gerard, ek dink daar is slides op hy skrifgedeeltes, hoor. If you fail in one, you're guilty. You've trespassed. So ek is nie op standaard nie. Hy sê, for whoever keeps the whole law, but fails in one point, is guilty of breaking all of it. For the one who said, never commit adultery, also said, never murder. Now, if you do not commit adultery, but you murder, you become a violator of the law. Jy sien, en as ek die wet breek, as ek nie voldoen aan die wet nie, dan wandel ek en jy met skuldgevoelens. Wat doen dit aan my verhouding met die Here? Ek voel nie goed genoeg nie. Ek voel nie waardig nie. Ek voel nie soos sy kind nie. En jy sien, jou identiteit en waarde word nie bepaal deur jou gevoel en deur jou ervarings nie. Galasiërs 2 vers 21 sê hy, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. So jy sien, as daar geregtigheid kon gekom het, if righteousness could have come through upholding the law, then Christ didn't have to die. As ek kon alles reg kry, as ek God se guns kon wen, as ek God se liefde kon wen, as ek daai geregtigheid kon bereik deur my werke, dan het Christus nie nodig gehad om dood te gaan nie. Want hy sê Galasiërs 3 vers 10, want almal wat uit die werke van die wet, wat staat maak op die onderhouding van die wet, is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskrywe is in die boek van die wet, om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar ons trap elke keer in die trap van die vyand. Want hy kla ons aan en ons probeer alles reg doen en dink omdat ek reg gedoen het, moet als nou reg gebeur. Ek hoop dit maak sin wat ek vir julle sê. So ek sê ons gaan verder uitbrei daaroor.
Galasiërs 3:21 sê, is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde. Volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in 'n greep van sonde, sodat die belofte uit geloof in Jesus Christus aan die gelowiges kon gegee word. Ons geregtigheid het gekom uit geloof uit. Nou dat ek gered is, hoekom doen ons dit in die kerk? Why do we do it in church? That now that you're saved, we try and put people under the law again. Dit gebeur soveel keer. Nou dat ek gered is, nou probeer ek mense weer onder die wet te plaas. Nou probeer ek weer sê, nee, van 'n merwe. Jy mag nie dit doen nie, jy kan nie dit doen nie. Jy moet dit doen. Hoeveel keer in prediking? Dan praat ouens oor gebed. Jy moet minstens 'n uur elke oggend bid. Jy moet 'n uur Bybel lees. Emosioneel word ek opgesaik, ek is excited, you must pray for 1 hour, you must read Bible for 1 hour every morning, we get psyched up because of the sermon, and we make an emotional decision. So wat doen ons? Nou maak ek dit 'n wet in my daaglikse lewe. Ek probeer. Want hoekom? Skielik het dit nou 'n standaard geword. En ek beleef, maar dis God se standaard vir my. Nou probeer jy bid vir 'n uur elke oggend. As jy nog nooit gebid het nie, hoe maklik is dit om vir 'n uur lank te bid? Is it easy to pray for an hour? Especially when you start praying? Nee. Ek sal nooit vergeet dat 'n ou kom preek eenslag en hy preek oor intersessie en gebed en vas en al die goed. Ek dink, "Jesus, dit klink great hoor. Ek gaan dit begin doen." Die einde van sy reeks dienste daai week, toe begin ek gaan nou elke oggend 'n uur bid. En dan vlieg ek op. Dit was 5 uur of ietsie. Nou gaan ek bid. Nou bid ek, Jesus, nou bid ek alles wat ek kan dink aan bid. Dan dink ek, Jesus, 5 minute. Sê ek nee, okay, jy is useless, boet. Yes, werk op. 7 minute. Total. Okay, nee, ek sal môreoggend weer probeer. Dan begin ek weer te bid. Ja, dan bid ek, sit die horlosie een kant alles, nee, bid. Ek het nou 'n papiertjie gemaak, want ek onthou toe, hy het gesê, maak 'n papiertjie met al jou versoeke. Yes, ek het in my papiertjie. Yes, ek bid my papiertjie deur, en goed wat ek nie op die papiertjie, I pray, en toe ek klaar is, 10 minute. Dag 3, bid vir 'n ruk, dag 4, nie eers dag 4 nie. Wat dink jy het gebeur met my gebedslewe? I can't get it right. Jy lees Bybel. Dan lees jy Bybel. Ek wil 'n uur Bybel. Ek gaan nou minstens, ek wil die hele Bybelboek lees. Dan lees jy hoofstuk 1 en 2. As jy by hoofstuk 3 kom, dan dink jy, Jesus, ek het nou nie 'n cooking clue wat hier staan nie. Ek verstaan niks nie, want toe het jy oopgemaak in die Bybel waar die geslagsregisters is. Nou lees jy die geslagsregisters. Hierdie was Abraham se seun, hierdie was daai ene se seun, daai was daai ene se kind, daai was daai ene se kind. Nou hardloop hy. Dis bladsye en dan dink ek, Here, nee, okay. En pas op, hulle noem dit Russian roulette met die Bybel. Russian roulette speel, jy ken mos Russian roulette, jy sit een patroon en spin die ding en dan druk hulle hom teen die kop. En hulle speel Russian roulette met die Bybel ook. Okay, so jy het nie 'n program waar volgens jy lees nie, dan maak jy die Bybel oop. Poef. En Judas het homself gehang. Jesus, nee, dis nie vir my nie. Okay, try weer, maak hom oop. Poef. Gaan dan heen en doen dieselfde. Jesus, nee, dit kan nie wees nie. Nee. Skip hierdie Bybel lees is nie vir my nie. Sien wat ek wil probeer sê is, jy trap in die trap van jy probeer God se guns wen. Jy probeer meet, hoekom is jou gebede nie beantwoord? Hoekom het jy nie deurbraak gekry nie? Because jy probeer dit meet. En ek moet sekere goeders doen. En dan
sal ek God se guns kry. Nou is die vraag, nou wat's die doel van die wet? Hoekom is die wet daar? En ek's amper klaar. So ek sê ons volgende week aangaan. Die doel van die wet is Romeine 3 vers 20. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Wat is die job van die wet? Wat is die werk van die wet? Dan wou nou sê. It identifies sin. As die wet nie daar was, het ek nie geweet wat sonde is nie. Die wet wys vir ons wat sonde is. Hy gaan verder. For by the works of law no human being will be justified in his sight, since through the law comes the knowledge of sin. The law shows us what sin is. Romeine 7 vers 7. Wat is dan die gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie, inteendeel. Ek sou nie geweet het wat sonde is nie as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie as die wet dit nie gesê het nie. As die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. So die wet het my gewys, dit wat verkeerd is. Dis wat onderstandaard is. Met ander woorde, die wet werk soos 'n spieël. Ek kyk in die spieël en die spieël wys vir my al die vuil kolle. So die wet werk soos 'n spieël en sê, dis waar jy skuldig is. The law works like a mirror. You look in the mirror and the mirror says, but you're doing wrong. It accuses you. Beskuldig jou. Dit kla jou aan. Dit wys vir jou. Weet wat? Jy is skuldig. You're guilty. Die wet was nie bedoel om jou regverdig te maak nie. Die wet se werk was om jou skuld vir jou uit te wys. The law was not designed to make you godly, but to expose and reveal your ungodliness. Wat doen die wet verder? Dit openbaar sonde. Tweedens, die wet is 'n rigtingwyser. Galasiërs 3 vers 20. Die wet was dus ons tugmeester, die rigtingwyser na Christus toe, sodat ons regverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tugmeester. Wat is die tugmeester? Die Griekse woord vir die tugmeester is, ek hoop ek spreek dit reg hard, paidagogos. Okay, dis my version. Maar dit beteken schoolmaster, skoolhoof. Maar nie in die prentjies soos ons dit het. Die tugmeester wat hy van praat, hy sê die tugmeester was ons rigtingwyser na God toe. Die tugmeester, al die Romeine en van die tradisies van daai tyd is, hulle het 'n slaaf gehad. Nou dis 'n bietjie 'n high class slaaf, is nie nou van die low level employees nie. En die slaaf het geloop met 'n lat. En as die kinders moet skool toe gaan, dan loop die slaaf agter die kinders met die lat. As die kind wil afdraai van die paadjie, dan slaan hy langsom en sê this way. En as hy weer slaan hy hierdie. En hy het daai kind geleer en gehelp totdat hy 'n volwasse persoon geword het wat die regte besluite kon neem. Nou sê hy, die wet is 'n rigtingwyser, dis ons tugmeester. Wie wat sê die wet vir jou op die ou end? Jacques, jy het 'n redder nodig. Die wet wys na Christus toe. The law
is the thing that gives direction. It points us to Christ. It says you need a Savior. You will not make it without Christ. Dis ons rigtingwyser. Gaan klaarmaak. Die Christelike wandel en lewe gaan nie daaroor om al hoe harder te probeer om aan die eise van die tugmeester te voldoen nie. Dit gaan daaroor om as 'n volwasse seun of dogter van God te leef, gelei deur die Heilige Gees. Soos die Heilige Gees ons verander, word die geregtigheid waarna die wet nog altyd gewys het, al hoe meer in ons lewens sigbaar. Nie as 'n voorwaarde om deur God aanvaar te word nie, maar as die vrug van ons eenheid met Christus. Dit is die hart van Paulus se boodskap in Galasiërs. Die wet kon ons na Christus toe wys, maar net Christus kan ons aan hom gelykvormig maak. Christus het die volmaakte werk gedoen. Wat ek vanoggend wil sê, die Here wil my en jou gebruik om 'n verskil te maak. Hy het ons toegerus met alles wat ons nodig het. En jou werk om 'n verskil te maak in hierdie wêreld begin by dat jy verstaan wie jy is in Christus. Jou lewe is 'n uitvloeisel van wie jy in Christus is. Maar as jy gaan elke keer probeer dink, ek moet sy guns wen, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie waardevol nie, dink jy gaan 'n verskil maak? If you don't value yourself, how are you going to add value in other people's lives? So wat is die wet? Is 'n rigtingwyser na Christus. Hou op om nuwe wette vir jouself te probeer ontwerp. Hou op om jouself onder 'n klomp wette, reëls en resepte en formules te plaas. Maak dit sin? Ek hoop dit maak sin wat ek vir jou sê. Ons plaas onsself en ons skep vir ons allerhande. We create formulas, recipes, which we must try and live according to, and then God will bless you. No. I am blessed because I'm His son. I am loved because He loves me as His son. He loved me before. He loved me since I was created. My lewe is 'n uitvloeisel van sy liefde vir my. Jy sien, ek wil nie ander gode dien omdat ek hom liefhet. Ek gaan nie my naaste so goed begeer omdat ek hom liefhet. Omdat ek hom liefhet, gaan ek die waarheid praat. Dis vanuit my identiteit wat ek wandel. Maak dit sin? Ek hoop so. So volgende week gaan ons bietjie daarby aanpas, byvoeg, en dan gaan ons kom by praktiese goeders. Maar nou dat ek sy kind is, jy is toegerus met wat jy nodig het om volkome sy seun, sy dogter te wees, volkome uit te leef wat hy vir jou beplan het. So hierdie week, fokus daarop. Wie is jy in Christus? JJ is nie siek omdat julle iets verkeerd gedoen het nie. Vader, baie dankie dat U ons onbeskryflik liefhet.
Thank you, Lord, that you love us. You've got an indescribable love for each one of us. Dankie, Here, dat U ons waardevol ag vanoggend. En ek bid, Here, dat ons sal wandel vanuit U liefde uit U aanvaarding uit. Ons is waardevol in Christus. Dat ons vanuit ons identiteit as U kinders sal leef en sal wandel. Ek bid, Heilige Gees, dat U ons sal kom lei in hierdie week. U hierdie woorde vanoggend sal vasmaak in ons binneste. My waarde is vanoggend in Christus. En dat jy vanoggend, van vanoggend af, elke oggend, Heilige Gees, kom lei ons, dat ons oor onsself sal uitspreek wat U oor ons uitspreek. Dat ons onsself sal noem wat U ons noem. En ek bid dit vanoggend in Jesus naam. Ek kom vanoggend, I come against every lie, every accusation of the enemy. And I break those thoughts in Jesus' name. Ek breek die woorde, die gedagtepatrone, gedagtes wat ons koester van ek is nie goed genoeg nie. Ek is 'n mislukking. Ek kom teen gedagtes wat ons oor onsself spreek, wat die Here nie oor ons gespreek het nie. En ek wil kom vasmaak dit wat die Here oor ons spreek en dat ons dit sal leef en daaruit sal wandel, bid ek vanoggend in Jesus naam. En ek dank U daarvoor in die naam van Jesus. Lei ons, Heilige Gees, leer ons, bid ek vanoggend in Jesus naam. Amen en amen.